En ons reeks oor die biografie van Jesus se lewe op aarde het ons eintlik reeds afgesluit by sy hemelvaart, waarna hy weg is en nie meer hier op aarde fisies by ons is nie. Maar nou is dit so met enige biografie, mens wonder altyd, en wat het toe daarna gebeur? Jesus het aan die meeste mense van sy tyd se verwagtinge glad nie voldoen nie. En sy disippels, hulle was die meeste van die tyd was hulle maar verward en in verwondering oor alles wat Jesus gesê en gedoen het, sonder dat hulle begrip kon hê van wat regtig aan die gebeur is. En ook kan mens verstaan hoekom hulle so geweldig ontsteld was, dat hy vir hulle begin vertel het dat hy moet ly, dat hy moet Jerusalem toe gaan om daar gekruisig te word en dat hy weggaan. Hulle was dan so oortuig dat hy die een is wat die koninkryk van God weer sal kom vestig. Maar nou gaan hy weg. In Johannes 14, waar hy met sy disippels praat daaroor en eintlik vir hulle, maar eintlik vir almal van ons, vir alle gelowiges sê, dat ons nie ontsteld moet wees daaroor dat hy weggaan nie. En dan gee hy vir hulle twee belangrike redes, hoekom nie? Die eerste is, dat hy sal terugkom om ons te kom haal. En die tweede is dat hy ons nie soos weeskinders sonder versorging alleen agter sal laat nie. Nee, hy sê hy sal sy Vader vra om 'n ander voorspraak vir ons te stuur. En die Griekse woord wat hy daar gebruik vir 'n ander voorspraak beteken nie iets heeltemal anders nie, soos wat 'n motorfiets 'n ander soort vervoermiddel is as 'n perd nie. Nee, hy bedoel 'n ander een van dieselfde. 'n ander van dieselfde. Nie meer Jesus as ons trooster by ons nie, fisies nie, maar die Heilige Gees. Dis 'n ander persoon, maar is nog steeds dieselfde wese. Dis nog steeds dieselfde drie-enige God by ons. Kom ons lees wat Jesus hier in Johannes 16 nou leer oor wat die Heilige Gees kom doen het. Hy het reeds gekom in Pinkster en hy kom nog steeds in elkeen wat in Jesus Christus glo. As ons lees, let veral op daarop oor wat die Heilige Gees kom doen. Wat is sy roeping? Wat is sy sending? Wat is sy werk waarmee hy gestuur word as ons voorspraak, as ons trooster? Kom ons lees Johannes 16 van vers 5 tot 15. Jesus is aan die woord. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Kom ek onderbreek net daar. In Johannes 14 het hy gesê, hy sal die Vader vra om die Gees te stuur, en hier sê hy sal die Gees stuur. Verstaan jy, hoekom het ons dan in die belydenis gesê, dat die Gees gaan van die Vader en van die Seun uit? Ek lees verder, vers 8. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe. En julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my. En daarom dat ek gesê het,
wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dit is die woord van die Here. Jesus begin hier deur te sê dat dit is tot ons voordeel dat hy weggaan en nie meer fisies by ons is nie. Want as hy nie weggegaan het nie, sou die Heilige Gees nie kon kom nie. Sou die Heilige Gees nie kon doen dit wat hy nou wel doen nie. Want jy sien, dit is met Jesus se weggaan wat hy ons met God versoen het. Dink daaraan, hy het van sy disippels af daar weggegaan om dan verneder en gekruisig te word. Om sy lewe te offer as 'n sonde vir die wêreld, die sonde van elke een wat in hom glo. Hy moes weggaan om te sterf en om die dood te oorwin met sy opstanding. Hy moes weggaan in sy hemelvaart om met hemelse verheerliking te bewys dat sy sending van verlossing suksesvol was en afgehandel is. Dat hy die mag ontvang het om die ewige lewe te gee aan elke ene wat die Vader aan hom gee. Sonder sy weggaan, sy kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart, was daar geen oorwinning nie. En was daar geen oorwinning wat die Heilige Gees ons kan laat deel kry nie. Maar hy het weggegaan. Hy het weggegaan na die kruis toe, na die graf toe, maar hy het opgestaan en hy het weggegaan hemel toe. Daarom het hy bewerk wat nodig is. Daarom het hy verdien dit wat die Heilige Gees gee. Daarom het die Heilige Gees gekom. Jesus verduidelik presies wat die Heilige Gees kom doen. Maar het jy opgelet dat hy gaan glad nie in daarop oor hoe die Heilige Gees dit gaan doen nie. Die manier hoe die Heilige Gees te werk gaan, dit word wel in 'n paar plekke in die Bybel beskryf. Maar dis nie oral dieselfde nie. Dit gebeur nie altyd nie. Aan die begin is sy optrede, die Heilige Gees, sy werk kom dramaties, met wonders en met tekens. Soos die rukwind en die tonge van vuur op die disippels se koppe, met die uitstorting waarvan ons in Handelinge 2 lees. Of later die wondergenesings, die spreek in tale. Die Bybel maak dit nie konsekwent dieselfde elke keer nie. En meeste van die kere word dit eintlik glad nie beskryf nie. Ons lees daarvan in Handelinge, waar die wonders juis daar is om die gesag van die apostels te bevestig, sodat mense na hulle sal luister, en dat hulle nie sommer net 'n storie vertel nie, want God is agter hierdie storie. Dit is sy storie, dit is die Heilige Gees se openbaring. Maar van al die gemeentes aan wie Paulus skryf, en Petrus en Johannes, is dit net in die gemeente van Korinthe waar dit ter sprake is. En as jy mooi lees daarna en met oop ore daarna luister, en oop oë daarna kyk, dan sal jy sien dat hy eintlik besig is daar om hulle te vermaan oor hulle hoogmoedigheid oor hierdie gawes en oor die nutteloosheid daarvan, as jy dit vergelyk met die gawe van woorde spreek wat jy kan verstaan. Die rede waarom sommige gelowiges in kerke so 'n ophef maak van hoe die Heilige Gees oorkom, dit kom nie uit die Bybel uit nie. Waar dit vandaan kom, weet ek nie. Dit kan wees die sensasie daarvan, want dit gryp 'n mens se verbeelding aan. Dit maak jou regtig opgewonde. Ja, en dalk laat dit jou ook baie spesiaal voel, wanneer jy dink dit het met jou gebeur. Maar die Bybel leer nêrens dat dit altyd so moet wees nie. Die Heilige Gees kan nog steeds op wonderbaarlike maniere ingryp en werk, maar dit lyk tog asof die tyd daarvoor eerder verby is en dat dit hoogs uitsonderlik nou is. Wanneer en waar? Wanneer hy wil. Nie wanneer iemand anders dink dis nodig nie. Die Bybel maak nie 'n groot saak van hoe die Heilige Gees werk nie, maar hy maak 'n groot saak van wat hy doen, en dit is waarop ons moet fokus.
Die eerste ding wat Jesus hier sê, in Johannes 16, is dat die Heilige Gees die wêreld sal oortuig van sonde, en die sonde is dat hulle nie in Jesus Christus glo nie. Dis die grootste van almal en daarna kom die res. Ons moet onthou dat alle mense, almal, van Adams kant af, alle mense is dood in sonde en oortredinge. Uit God se teenwoordigheid uitgeban. Ons lees dit so duidelik. Kyk veral in Efesiërs 2. En daar is nie een mens wat uit sy eie natuur uit dit erken of herken nie. Deur die sondige geaardheid het ons natuurlike geaardheid so laat ontspoor dat ons nie ons eie verlorenheid raak sien of besef nie. Kyk maar na die goddelose wêreld. Luister na die massas en hulle ontkenning van God, die ware God, soos wat hy hom openbaar. Kyk hoe lewe hulle, sonder enige besef van die helse bedreiging wat dit inhou om 'n vyand van hierdie God te wees, wat 'n verterende vuur is. En so sou dit bly. Verblind om God nie te erken nie. Verdoof om hom nie te hoor nie, verlam om hom nie te kan volg nie. Tot op daardie dag, daardie oomblik, wanneer die Heilige Gees die lig van God sal aansit om die wêreld se duisternis te verdryf en hulle voor die regterstoel van God te laat staan in sy helder lig wat alles openbaar. Vir die massas sal dit te laat wees. Maar weet jy, die wonder is dat deur loutere genade alleen is dit nie vir almal so nie. Nie van die begin van die menslike geskiedenis af, tot by Jesus se wederkoms werk die Heilige Gees lewe in sondige wêreldse harte. Lewe in elkeen wat die Vader aan die Seun gee om te verlos. Die wedergeboorte van mense wat dood in sonde en oortreding was, om weer van bo gebore te word, soos wat Jesus dit in Johannes 3 verduidelik. As die Heilige Gees nie eers die wedergeboorte in dooie mense se lewe werk nie, kan geen mens kies om God te glo nie. God is absoluut soewerein. Die redding vir mense kom totaal en geheel en al net van hom af. Hy is die enigste een wat die eer daarvoor kry. Maar deur die Heilige Gees, wat 'n mens weer van bo af, van God af lewendig maak, werk hy in ons die geloof, waarmee ons dan glo en vasgryp aan Jesus Christus. Ons glo met die geloof wat die Heilige Gees in ons harte werk. Genade alleen. En hierdie geloof, dit begin by die Heilige Gees se oortuiging van sonde. Die besef van ons sondenood. Die erkenning dat ons totaal en vir ewig verlore is en niks self daaraan kan doen nie. Ja, in die Heidelbergse Katekismus bely ons dat die Bybel leer dat daar geen verlossing van die helse straf van God is as ons nie die nood van ons sonde besef nie. Dis juist die oortuiging van sonde, daarmee jaag die Heilige Gees ons in 'n hoek in van benoudheid. Gaan kyk maar in die geskiedenis. Die eerste en die grootste en die uitstaande kenmerk van alle herlewing in geloof in die ganse kerkgeskiedenis is dat herlewing gebore word uit die nood en uit die trane van sondebesef. Jesus gaan dan verder in vers 8. En hy sê dat die Heilige Gees sal Jesus se geregtigheid bewys. Dit beteken die Heilige Gees sal die volmaakte sal wys dat die volmaakte heilige reg aan Jesus Christus se kant is.
En dan gee hy die rede daarvoor hoe hy dit doen, want hy gaan na die Vader toe. Dis die bewys daarvan. Die Heilige Gees sal die hele wêreld en elke een wat lewe daarvan oortuig. Voor Jesus se hemelse heerlikheid by sy Vader, voor die lam van God se waardigheid, voor die leeu van Juda se heerskappy, sal elke knie buig in erkenning dat Jesus Christus die Here is. Selfs in die hel sal elke knie van die duiwel ook nog buig in erkenning dat die reg aan Jesus Christus se kant is. En dat selfs die ewige verdoemenis nie onregverdig is nie, maar dat dit reg is aan Jesus se kant. Dit sal die Heilige Gees doen, aan almal. En nou kom mens vra, maar wat van die in wie hy wedergeboorte gewerk het, die wat hy oortuig het van sonde en in wie geloof in Christus gewerk is? Wel, vir ons oortuig hy ook van Jesus se geregtigheid. Maar verder nog, dat Jesus se regtigheid vir ons bedoel is. Dit kom by. Die Heilige Gees oortuig ons in vaste sekerheid en vertroue dat Jesus Christus ons sonde op hom geneem het en dat hy daarmee afgereken het en dat hy ons daarvan losgekoop het. Dat sy volkome gehoorsaamheid en heiligheid, dat hy dit vir ons aantrek, dat ons toegemaak word met sy geregtigheid, want sy geregtigheid is ons geregtigheid, deur die geloof wat die Heilige Gees werk en wat ons glo. Maar weet jy, gelowiges se trane bly vloei. Maar die trane van sondenood word trane van blydskap, van oorweldiging, van dankbaarheid. Wanneer Christus se lig van geregtigheid die duisternis van ons sondenood verdryf, en ons agterkom, ons is nie in die hoek nie, want hy het die weg oopgemaak, deur sy geskeurde liggaam tot by God in sy allerheiligheid. Ja, inderdaad, daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in Jesus Christus is nie, het ons gelees in Romeine 8 vers 1. En dit is die derde ding wat Jesus sê die Heilige Gees sal kom doen. Hy sal ons oortuig dat die oordeel gekom het. Ja, die owerste van die wêreld, die Satan is klaar veroordeel, voeg hy by in vers 9. Die wêreld en die duiwel met hulle oogklappe aan dink natuurlik heeltemal anders. Hulle dink daar's nog 'n kans. Maar uiteindelik sal die Heilige Gees hulle laat besef dat dit op Golgotha al verby was. Daar, op Golgotha, is die duiwel en sy trawante en al sy meelopers in hierdie hele wêreld finaal en klaar veroordeel. Ja, die vonnis sal nog tot in volledigheid gebring word, maar hulle doppie is geklink. Die dag kom, wanneer hulle almal sal uitroep dat die heuwels hulle moet bedek en dat die berge hulle sal moet toemaak. Maar wat van hulle, deur wie die Heilige Gees wedergeboorte gewerk het? Hulle wat hulle sonde besef en deur geloof met Jesus Christus se geregtigheid toegemaak is? Wel, die Heilige Gees laat ons ook besef dat die oordeel al verby is. Maar dat ons nie net die veroordeling ontvang het nie, maar dat ons vonnis reeds voltrek is. Voltrek is op Jesus Christus, ons middelaar, wat ons oordeel en veroordeling op hom geneem het en ons daarvan verlos het. Sodat ons nie meer in veroordeling staan nie, maar in sy geregtigheid. Vir elkeen wat in Jesus Christus glo, is daar geen veroordeling meer nie. Al wat daar oorbly vir ons is die kroon van die lewe, die ewige heerlikheid van Jesus Christus, vir ewig saam met hom in die paradys. En tot dan, intussen,
Wel, dit is waar Jesus sê in vers 12, die Heilige Gees sal ons in die waarheid lei. Hy sal bekend maak wat hy van die Seun ontvang. Hy sal ons leer om te begryp. Soveel as wat ons nodig het. Hy sal ons op Jesus Christus laat fokus. En terwyl ons vasgenaal op Jesus Christus fokus, sal die Heilige Gees ons verander om al meer en meer Jesus Christus se beeld uit te straal. Dit leer ons in 2 Korintiërs 3 vers 18. Die Heilige Gees sal ons denke vernuwe, sodat ons nie meer aan die wêreld gelyk sal word nie. Dit leer ons in Romeine 12 vers 2. Hy sal vir ons gawes gee, talente, goed wat ons van hou, wat ons maklik doen, wat vir ons makliker is verander, sodat ons die gemeente van God hier by mekaar sal kan opbou en sal kan steun en sal kan bedien. 1 Korintiërs 12 en ander plekke. Die Heilige Gees sal oor ons heers. As ons onder sy heerskappy lewe, sal ons nie meer soeg vir ons sondige begeertes nie. Ons sal nie meer doen wat ons wil nie, maar wat hy wil. Dit het ons gelees in Romeine 8 en ons lees dit in Galasiërs 5 vers 16. Ja, en weet jy, wanneer ons selfs nie eers weet wat om te bid nie, dan staan hy vir ons in. En wanneer ons skeef en krom bid, dan kom hy en hy buig ons gebede reg, dat dit binne die wil van God kom om voor hom te wees. Romeine 8 vers 26. Maar nou kan mens vra, waarmee doen hy dit? Wat gebruik hy om ons in die waarheid te onderrig en te lei en te leer? Nie opspraakwekkende gebeure nie. Die woord van God, die Bybel. Dit is tog so duidelik. 2 Timoteus 3 vers 16 sê dat God hierdie hele skrif geïnspireer het. Dit beteken die Heilige Gees het die woorde, die boodskap het hy ingeasem in hulle wat dit dan gaan neerskryf het. Hulle het dit geskryf in hulle taal en hulle kultuur, maar dit is God se woord. Dit is die Heilige Gees wat praat deur die bladsye van die Bybel. En hy getuig van Jesus Christus. Op elke bladsy en elke perikoop is dit Jesus Christus wat die held is, wat die openbaring van God is. 2 Petrus 1 vers 20 sê dieselfde, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Niks van homself nie. O, en wee enige prediker wat sy eie stories wil vertel en nie die woord alleen verkondig nie. En dan sê Jesus in vers 14, dat die Heilige Gees hom, Jesus Christus, sal verheerlik. Ons moet besef, in alles wat die Heilige Gees doen, en alles wat jy van hom hoor, en alles wat jy van hom dink, die hoofdoel van die Heilige Gees is om Jesus Christus te verheerlik. Want in Jesus Christus is die openbaring van God duidelik aan ons gegee. Daarom dat Jesus sê dat hy is soos die wind wat waai waar hy wil, waar hy vandaan kom weet jy nie, maar sy werk, jy kan hom nie eens sien nie, maar sy werk kan jy sien. Al die werk wat hy doen om Christus te verheerlik. Ons moet nie op hol gaan oor sensasies nie. Veral nie wanneer jy dink regtig die Here het daar gewerk, die Heilige Gees het iets aan jou of om jou gedoen nie. Nee, as jy in vervoering raak oor die manier wat hy iets gedoen het, dan verstaan jy nog nie wat sy werk eintlik is nie. Al wat hy doen, is om Jesus Christus te verheerlik. As jy daar wegstap, moet jou gedagte wees, nie aan wat gebeur het nie, maar jou gedagte moet lê by Jesus Christus, anders was dit nie. Maar weet jy, wanneer ek en jy ons deur die Heilige Gees laat lei, in die waarheid waarin hy ons leer en onderrig, dan sal dit ook die fokus wees van ons lewe.
Nie net om Christus uit te lewe nie, maar ook om van hom te vertel. Soos Jesus in Handeling 1 vers 8 sê, dat ons van hom, Jesus Christus, sal getuig wanneer die krag van die Heilige Gees oor ons kom. Of soos ons in Handelinge 4 vers 31 lees, van die gemeente wat saam bid nadat Petrus hulle vervolg is, wat hulle die vervolging voor die Here dra, en dan nie vra dat die vervolging weggaan nie, maar vra dat die Here met hulle sal wees, en dan deur die Heilige Gees, hulle juis met vrymoedigheid verder gegaan het, om in die beproewing en in die verdrukking, in die vervolging, nog meer met vrymoedigheid van hom te praat. Dis die werk, die krag van die Heilige Gees. O, die wonder dat God homself in sy Gees gee in elkeen wat in Jesus Christus glo. Dit is hy wat wedergeboorte van bo werk in ons wat glo. Dit is hy alleen wat dit kan doen. En daarom vra ons dat hy dit nie net in ons sal doen nie, daarom vra ons dat hy dit sal doen aan ons geliefdes, wat dalk nog nie glo nie. En dat hy dit al meer en meer sal doen, nie net in ons geliefdes nie, maar in ons gemeenskap en in die wêreld, sodat daar meer en meer knieë sal wees, wat hom verheerlik. Dit is die Heilige Gees, wat ons voortdurend oortuig van ons sonde, en dat ons voortdurend nog steeds moet gryp na Jesus Christus, as ons enigste en volkome verlosser. Dit is die Heilige Gees wat ons leer en wat ons voorgaan in God se waarheid. Laat ons dan elke oomblik aangryp om onder sy invloed te kom. Moenie 'n kans laat verbygaan om onder sy heerskappy te kom, om onder die woord van God te lewe nie. Laat ons elke geleentheid benut waar sy woord suiwer verkondig word, in jou eie lees van die woord, en jou nadenke daaroor, in Bybelstudies, in die prediking en verkondiging in die gemeente. In 2 Korintiërs 3 vers 3 leer ons juis, dat die Here mense gebruik om sy woord te verkondig, maar dat dit die Heilige Gees is, wat op die harte van mense 'n brief van Jesus Christus skryf. Dit is so belangrik, laat ek dit 'n laaste keer herhaal. Moenie die Heilige Gees soek in buitengewone wonders en onverstaanbare gebrabbel nie. Jy sal hom vind, jy sal sy invloed raak sien in geloof, en in sondebesef en in bekering. Dis waar jy die Heilige Gees regtig sal sien, in jou gehoorsaamheid aan sy woord. Jy sal hom vind in die nuwe lewe van liefde vir God en liefde vir naaste, in die heiligmaking om soos Jesus te begin lyk en al meer sy beeld uit te lewe. Jy sal die Heilige Gees se werk vind in die moed wat hy jou gee en die krag wat hy jou gee vir jou en ander wat in beproewing en in lyding is, om te volhard in Jesus Christus. Dis waar jy die Gees van God se werk sal sien. Vra dan soos Jesus sê in Lukas 11, vra dan dat die Here met sy Gees al sterker en sterker in jou sal werk. Jy het hom ontvang as jy glo in Jesus Christus. Daar's nie weer 'n verdere ontvang van hom nie. Hy's hier, hy's daar. Ons moet net al meer onder sy invloed kan lewe, en dit kan hy werk. Kom ek sluit af met die verwysing dat die Heilige Gees ons trooster is. Dit beteken nie net dat hy saam met ons is om so nou en dan sy arm oor ons skouer te sit en sê, ag sies tog nie. Nee, hy troos ons met Jesus Christus. Dis die troos. Daardie woord beteken ook dat hy ons aanmoediger is, dat hy ons helper is. As ons nie meer kan nie, dan sak hy onder ons in en hy help ons op. Hy is ons advokaat wat instaan en vir ons saak veg. Dis hy wat die woorde in ons mond lê wanneer ons nie weet wat om van hom te getuig onder beproewing nie. Die Heilige Gees is God by ons. Hy is God in jou. En so is Jesus Christus by elkeen wat glo tot aan die volëinding van die wêreld. O, die wonder
die wonder van die Heilige Gees wat gekom het. In jou, in my, in elkeen wat in Jesus Christus glo, deur die werk wat hy in ons gedoen het en aanhou doen. Amen. Kom ons bid saam. En in my gebed gebruik ek hoofsaak die woorde van Paulus, wat hy bid in Efesiërs. Onse Vader, onse drie-enige God, aan wie alle heerlikheid behoort. Dankie, Here. Dankie vir die gemeente. Dankie vir hulle wat U uitgesoek om bymekaar gebring het. Elkeen wat U geroep het, en elkeen wat U in geloof geroep het, en wie die geloof laat werke deur die Gees, om deel te kry in Jesus Christus. Ons erken dat dit U is wat ons bymekaar maak in 'n eenheid, en dat ons nie maar hier is omdat ons wil nie, maar omdat U ons hier wil gebruik. Help ons om die eenheid wat ons met U het, ook in eenheid met mekaar te lewe. Ja, dat ons omgee en ons uitleef fisies hier, U liefde vir ons sigbaar maak. Ons vra, Here, dat U deur die Gees ons wysheid sal gee. Dat U Uw Heilige Gees in ons sal openbaar, dat ons U werklik mag ken. Dat ons Jesus Christus se geregtigheid mag beleef en ontvang in die vrede wat dit vir ons bring, die grootheid en die barmhartigheid en die genade van U liefde. Help ons om Christus se allerheerlikheid te besef. Help ons om alles wat ons self is, alles wat ons sê en alles wat ons doen en alles wat ons dink, om al ons toekomsdrome, om al ons begeertes, om ons hart en siel groot met ywer in oorgawe aan Jesus Christus te wy. Help hom dat hy ook die hoogtepunt is van elke dag en elke hoofstuk in ons lewe. Ons vra, Here, maak ons geestesoë oop, dat ons met sekerheid sal besef hoe oorweldigend, hoe asemrowend die erfenis is wat U vir ons bestem het en wat reeds vir ons gereed lê. Hoe geweldig die krag is waarmee U ons bewaar en veilig hou, dat selfs die dood vir ons geen vrees meer inhou nie, en dat daar niks is meer wat ons van U kan skei nie. Help ons om dit te belewe deur die Gees in ons. En dan vra ons, Here, steek 'n vuur in ons aan die brand om te soek na U woord. Openbaar aan ons eie sonde nood, sodat ons juist die grootheid van ons verlossing mag beleef en ken. Ja, Here, skrywe Jesus Christus in ons harte, sodat dit sigbaar sal wees, sodat dit leesbaar wees, vir elkeen in die gemeente, maar vir elkeen in die samelewing, dat hulle Jesus Christus al duideliker in ons sal sien deur die werk van U Gees. Nou, wanneer ons juis hierdie geestelike inhoud en hierdie geestelike werking en eenheid wil vier in die nagmaal, wil U ons regtig hierin die vasheid en die sekerheid van Jesus Christus gee. Ons vra dit in Sy naam, tot Sy verheerliking, tot U verheerliking, ons vra dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n gebed verder. O Gees van Vader en van Seun, ons voorspraak, ons leidsman, ons krag en ons steun, U kom ons in die waarheid lei. Vers 1.